Hey, shalom geseëndes van die lewende God. Ek is so bly en dankbaar dat jy weer ingeskakel is vir die derde aflewering van geloof. Halleluja. Man, ek is sommer opgewonde en ek weet sommer dat jy ontdek dinge uit God se woord uit wat jy nog nie raak gelees het nie. En dat jy groei in jou geloof en dat jy sommer verander in jou gemoed, in jou wese en in jou wandel met die lewende God. Nou, ek wil jou bring by die woord van God uit die boek van Jakobus hoofstuk 3. En hierdie gedeelte wat ek vandag met jou gaan hanteer, is uiteraard die werke van jou geloof. En oomblik wanneer jy praat oor werke, dan is daar baie mense wat sê, nee, daar's nie werke nie, ek moet nie werke doen nie. Maar die woord is baie duidelik om te sê dat toon my jou geloof, en ek toon jou my werke. So, sonder werke is die geloof uiteraard dood. So ek moet bewys ek glo. So wanneer mense na jou kyk, moet hulle kan sien, maar hierdie is 'n gelowige in Yeshua. So ek kan nie net sê ek het geloof, maar ek bewys dit nie. Ek kan nie sê ek het geloof, maar ek wandel nie in die weë van Skepper lewende God nie. Ek bewys nie my geloof nie. So die werke van geloof is so belangrik, sodat ons kan dit tentoonstel, sodat ander kan sien, maar hier is waarlik 'n gelowige in Yeshua. Jakobus hoofstuk 3 vers 13 sê die volgende. Hy sê, wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewens wandel. Halleluja. Sy werke in sagmoedige wysheid toon. So hier sê die woord dat ons moet 'n lewenswandel hê wat bewys dat ons is gelowiges in Yeshua. Ons moet ons lewenswandel, ons werke moet ons so wys, dat dit sagmoedige wysheid tentoonstel ten alle tye. As jy hierdie gedeelte gaan verder lees, dan sal jy sien daar's 'n paar aspekte in terme van wat is wysheid? Wat is wysheid van die wêreld? Wat is wysheid wat van bo afkom? En daar is sekere aspekte en ons moet groei in daardie aspekte. Ons moet dit najag. Maar wat beteken die werke van jou geloof? Dit beteken ek moet bewys hoe ek glo, in wat ek glo, waarin ek glo. En wanneer jy bewys wat jy glo en jy bewys deur die goeie werke wat jy doen. So ek kan nie 'n slegte gesindheid hê en 'n vinger by die venster uitgooi wanneer daar 'n taxi voor my inswaai. Want dan is ek nie besig om my goeie werke te toon nie. En baie keer is dit so hartseer dat mense is een manier wanneer hulle by die kerk is en 'n ander manier wanneer hulle by die werk of by die huis is. So die woord is duidelik, hy sê dat julle goeie lewenswandel in julle werke in sagmoedige wysheid sal toon. So dit is so belangrik dat ons in alle aspekte dieselfde sal wees. Dat ons die werke van ons geloof sal tentoonstel, of ek nou by die Pick n Pay is, of ek nou by die werk is, of ek in die verkeer sit, en of ek by die kerk is, moet ek en jy dieselfde wees. Weet jy hoekom? Want die lewende God is dieselfde, hy verander nie. Yeshua is gister, vandag en tot in alle ewigheid, is hy dieselfde. So daarom moet ons geloof tentoonstel in wysheid. Ons moet ons geloof tentoonstel, sodat ons in elke aspek van ons lewe, dat ons goeie lewenswandel kan bewys. Sodat mense kan sien, maar dis hoe 'n gelowige moet lyk. En ongelukkig is daar baie mense wat sê, maar ek wil nie die God dien wat julle dien nie. Ek wil nie die geloof hê wat julle geloof het, wat jy glo nie. Ek wil nie daai geloof hê nie, want ek het jou dop gehou en ek kyk na jou lewe en jou lewe is op en af, en dan sê jy on top of the mountain, dan is jy down in the valley, dan het jy 'n goeie gesindheid, en dan hanteer jy jou vrou en jou kinders soos gemors. So ek wil nie die God dien wat jy dien nie. So dit is so belangrik om te weet dat mense hou jou dop. So as mense jou dop hou, bewys dan jou geloof in 'n goeie lewenswandel, sodat hulle die God van hemel en aarde kan vereer en verheerlik. Dis tog belangrik dat ons mense sal trek na die lewende God deur ons lewenswandel. En nou, die woord gaan verder, hy sê, ons moet ons geloof bewys
deur goddelike wysheid. Nie die wysheid van hierdie wêreld nie, maar goddelike wysheid. Dat hy in ons sal kom deponeer, alles wat ons nodig het, in terme van wysheid, in terme van insig, en hoe om te wandel hier op aarde, dat ons die God van hemel en aarde sal verheerlik. So, is daar wysheid in jou lewe? Of kom jy dit tekort? Die woord sê, as jy wysheid kort kom, bid dit van die lewende God. Dit is so amazing dat, toe Vader met Salomo praat, en hy vra vir hom, hoorie, wat wil jy hê? Toe antwoord Salomo, hy sê wysheid. Want ek weet nie hoe om die volk te lei nie. Ek weet nie wat om te doen nie. En is baie keer ook ons uitroepe, want baie keer is ons in 'n situasie en ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Maar my gebed vir jou is, en my begeerte vir jou, is dat die lewende God jou sal vul met sy wysheid, met sy insig, met sy krag, met sy raad, met sy sterkte, en dat jy wysheid net van bo in jou lewe sal hê. Die volgende aspek in terme van wys jou werke, die werke van geloof, is jy wys jou geloof in jou verhouding met Skepper lewende God. Jy wys jou geloof in terme van jou verhouding. Onthou, die oomblik wanneer jy in 'n verhouding is met die lewende God, nie religie nie, verhouding, dan gaan dit duidelik sigbaar wees in jou lewe. Dit gaan duidelik sigbaar wees. So jou verhouding is so belangrik vir die lewende God. Mense sien dit. So bewys jou verhouding met die lewende God deur jou geloof, soos wat jy bid, soos wat jy optree, soos wat jy funksioneer, moet jy daai verhouding wat jy het met Skepper lewende God, moet jy kan bewys. So bewys jou geloof in terme van jou verhouding. En dit bring my by die laaste aspek, in terme van die werke van geloof. En dit is om jou te onderwerp aan God se gesag. Jy sien, sonder die feit dat ek my onder God se gesag plaas, kan ek die vyand nie weerstaan nie. Daarom sê Jakobus 4 vers 7, hy sê, weerstaan of onderwerp jou aan die lewende God, weerstaan die vyand en hy sal van jou wegvlug. So en ons wil altyd daai tweede gedeelte wil ons quoteer, weerstaan die vyand en hy sal van jou wegvlug, maar dit kos 'n prys. So met ander woorde, ek moet my eers onder God se gesag plaas. En wat beteken dit om my onder God se gesag te plaas? Dit beteken, ek wandel in sy weë. Dit beteken ek is gehoorsaam aan sy woord. So wanneer ek gehoorsaam is aan sy woord, dan gaan ek mos elke opdrag in sy woord uitvoer. En dit gaan bewys dat ek in hom glo. Dit gaan bewys dat ek 'n verhouding het met Skepper lewende God. Sodat mense kan sien, maar waarlik, hier is 'n man van God, hier is 'n vrou van God, hier is 'n man of 'n vrou of 'n seun of 'n dogter, wat waarlik in 'n verhouding staan met Yeshua, sy verlosser en saligmaker. So ouens, ek wil jou challenge vir hierdie week, dat jy werklik waar, sonder dat jy dit doelbewus doen, dit moet outomaties wees. Jy moet hierdie challenge opvat om absoluut te funksioneer in geloof, en dat jy jou geloof tentoon sal stel in 'n goeie lewenswandel. In 'n goeie lewenswandel, in jou wyse optrede, in hoe jy 'n verhouding het met die lewende God, hoe jy onder sy gesag staan, en hoe jy autoriteit vat om die vyand te weerstaan. So ek wil jou challenge, dat jy hierdie week die woord van God sal naslaan, dat jy Jakobus sal lees, van Jakobus hoofstuk 3 regdeur tot by hoofstuk 4, sodat jy sal ontdek wat God van jou verwag, in terme van die werke van jou geloof. Nou dankie dat jy ingeskakel was vandag, en ek seën jou met hierdie woord, en mag jy geseënd wees uit die hand van Skepper lewende God, mag sy vrede oor jou wees, en mag hy sy hand oor jou hou, jou beskerm en jou behoed en bewaar. Van my kant af, Rian Avery, wees geseënd. Shalom.